Goeiemôre almal. Baie welkom hierso vanoggend. Die kinders is ook vir 'n tydjie hierso in die diens. Baie welkom aan julle ook. Dit lyk na 'n lieflike dag na ons gister bietjie weggewaai het. Van ons het 'n bietjie strand gaan skoonmaak gister. Daar was van julle Gerrit en Wian. Julle was ook, is Wian hierso vanoggend. Daar was hy, ja. Ek het hulle ook daar gesien. Ons die skool, Kabega Laerskool het 'n bietjie skoon gemaak, maar ook van ons en ander mense ook uit die gemeenskap. Dit was lekker en het ons gebraai ook later. So dit was 'n lieflike samekoms. Maar welkom vanoggend hierso. Ons is hier saam. Ons is dankbaar om hier saam te kan wees. Die Here het ons geroep hiernatoe vanoggend en ons het gehoorsaam gereageer. Ons kom hier om die Here te aanbid. Ons kom om dankie te sê. Ons kom om die opstanding te vier, maar ons kom ook om 'n ontmoeting te hê met die lewende Here. God is hier teenwoordig en ons het dit nodig, want in daai wêreld waar buite gebeur klomp dinge. Ons is soms bang vir goed, maar hier word ons weer bewus daarvan. Ons is nie alleen nie. Ons geloof word versterk, ons kry weer hoop en ons word weer verander. Die Here vorm ons. Ons is maar soos klei en ons moet gereeld onsself in sy hande sit, dat hy ons kan weer regvorm. Want baie keer sê mense lelike goed, dan voel jy weer nie lekker nie, of jy's hartseer. Die Here help ons dan weer. So ons moet altyd onsself so as klei in sy hande sit. Ek wil vra dat ons mekaar sal groet, draai na mekaar toe, groet mekaar, sê vir mekaar goeiemôre. As jy nie die persoon ken nie, sê jou naam ook vir hulle. Wie is jy? Dan wil ek vra, as jy 'n besoeker is, steek asseblief jou naam op. Ag, jou hand op. Jy het nie jou naam neergeskryf nie. Partykeer kan dit help om vir iemand te wys, dis my naam, onthou dit. Maar nee, steek asseblief jou hand op, dan gee ons 'n kruisie wat sê welkom by Nooit Gedag. Is die enige besoekers, daar's ons 'n besoeker om Attie. Hierso af by oom. Jy hoef ook nie te sê nie, ons gaan jou nie forceer nie. Maar ons wil net sê welkom. Daar bo is ook. Wie wil boontoe gaan? OK, gaan jy is daar nie? Hoeveel is daar so? 2. Vat maar nog ene. Sy het 3 dink ek, nee. Sani, jy 3? Ja, sy het 3. As Attie is ook daar. As Sani kan maar vir hulle hallo sê net. Lyk my hulle het klaar gekry. Sy kom sê net baie welkom. So ek wil hê almal van ons, as jy 'n besoeker ook is, mag jy tuis voel, mag jy welkom voel, mag jy die gasvryheid ervaar van die gemeente, maar mag jy ook vanoggend die Here ontmoet, 'n ontmoeting hê met die Here. Ek wil vra, wie wil die Christuskers vir ons aansteek? Ja, jy kan. Jy kan, jy is reg. Asai. Ja, nou hou daarvan. En weer probeer, asai. Asai, dankie. Dis ook maar net vir ons herinnering, ons is nie alleen nie, die Here is met ons, Jesus leef, en ons is vandag baie bly daaroor. Jesus het vir ons gesterf, het ons gered, maar hy leef, hy is die wenner, en niks of niemand gaan hom kan wen nie. So ons is baie bly daaroor. Ons weet, as ons in hom glo, is ons ook deel van die wenspan. So as jy nie glo nie, as jy nog nie 'n kind van die Here is vandag ook weer vir jou 'n uitnodiging. Glo, raak deel van God se familie. Ons almal soek daai ware hoop en daai ware liefde. In Psalm 27 vers 1, ek gaan lees uit die boodskap vertaling, hoor ons die volgende. Die Here help my deur my donkerste krisis. Sy hulp is soos 'n lig wat 'n mens in 'n pikdonker kamer aanskakel. Hy red my.
Omdat hy my help, is daar niks waarvoor ek bang is nie. Die Here beskerm my. Waarvoor sal ek dan bang wees? Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. As 'n mens dit so hoor, dan wonder mens soms, hoe kan iemand soos Dawid dit sê? Hy is eintlik vir niks bang nie. Dit is nie dat hy self so braaf is nie, dit is omdat hy glo, omdat hy weet, God is by hom. Hy sal hom help. Dit help ons om nie heeltyd bang en angstig te wees nie. Kom ons loof die Here, ons gaan die lied sing, O Heer my God, ons staan en ons loof die Here wat so goed is vir ons en wat ons sorg, wat omgee. Kom ons sing hierdie lied saam. Amen.
is nou so bietjie klein daarso op dalk op die skerm, maar ek gaan nou bietjie daarna verwys, julle kan daar ook kyk. Ek het nou gesê vir julle, baie keer is ons bang. Baie goed maak ons maar bang, ons almal. Daar is maar net goed wat, as dit gebeur, sê nou maar, jy is bang vir hoogte soos ek. As jy by 'n baie hoë plek is, dan jy's bang as jy daar uitkyk. Waarvoor is julle bang? Wie wil sê waarvoor? Wat maak jou bang? Ja, nou. Jy is sommer bang dan, jy worry, want dit voel jy gaan val. Soos op 'n brug of op 'n leer. So dit sê vir my, jy is ook bang as dit hoog is. Jy is bang jy val, maar baie keer nou droom jy ook sommer, jy val, en jy is sommer warm. Dis nie lekker nie. Ja, ek is ook bang vir hoë, as ek op 'n hoë plek is. So nie. Is dit vir hoenders en volstruise? Maar jy eet 'n hoendertjie. Ja, hulle kan jou dalk jaag of pik of so, mense is bang vir verskillende goed. Ryan, Lee. Bugs en insects, ja, hulle kan jou 'n bietjie bang maak, party lyk nie so lekker nie. Of is 'n spinnekop of so. Ek wil daar 'n paar goed noem wat party kinders ook gesê het, as hulle alleen is hulle bang. Hulle hou nie van alleen wees nie, hulle wil by iemand wees. Die donkerte maak hulle bang. Is van julle ook bang vir die donkerte? Jy weet nie wat is in die donkerte nie, so jy is bang, jy wil eerder 'n lig aansit. Ja, party is bang vir honde, of groot diere. Jy is nou bang vir 'n klein, dis 'n hoendertjie ook, maar mens kan bang wees vir hulle. Insekte, soos jy ook gesê het, Ryan Lee, hoogte, om inspuitings te kry, of om dokter toe te gaan, of vir tandarts. Kyk hoe bang is daai seentjie vir die tandarts, en vir waarmee hy werk. Ook as ons jy hoor 'n geluid, 'n harde geluid, jy weet nie wat dit is nie, dit maak ook baie kinders bang. Maar ons almal, julle kan hier kyk na almal, ons almal is bang vir sekere goed. Partykeer as jy iets nuuts moet doen, is jy ook bang. Jy moet dalk skool toe gaan, of na 'n nuwe graad, of 'n ander skool, of jy moet praat voor almal. Partykeer maak dit mense ook bang, jy moet mondeling doen. So daar's goed wat ons bang maak, maar ons hoef nie heeltyd bang te wees nie. Ons hoef nie heeltyd te voel, o Jesus, ek is net bang vir alles nie. Wat ons help, is as ons vertrou op die Here. As ons glo, hy is daar vir ons. En ons baie keer voel dit nie so nie, maar ons moet gereeld vir onsself daaraan herinner. God is by my. Ja, nee. Ja. Ja, en dan raak mens bang. Ja. Ja, hy is altyd by ons. Dis baie mooi. Ons vergeet soms van hom. Of ons kom dalk nie kerk toe nie, of ons lees nie die Bybel nie, dan raak ons bang, dan voel ons alleen. Maar hy is altyd by ons. Maar hier het ek so wiel gemaak. Julle gaan nou elkeen dit kry, dan kan julle dit by die huis maak. Dis so wiel wat sê, vertrou op die Here. Julle kan nou dit 'n bietjie inkleer ook. Hier staan trust. En dan is hier nou versies. So jy kan nou so skroefie insit, of jy kry sulke spelde wat jy kan oopmaak onder. Dan kan jy hom so draai. Sien, dan kan jy nou die volgende stuk nog 'n stukkie lees. So as jy bang is, dan kan jy dit vat. Dan lees jy dit bietjie. Dan help dit jou, dan sê dit weer vir jou, jy is nie alleen nie, jy hoef nie bang te wees nie. So miskien help dit vir julle, want ons vergeet soms, sommer vinnig, dan voel ons is alleen. Of ons dink net aan hierdie ding wat sleg is. Sê nou maar dis donker, dan dink ons heeltyd aan die donkerte. Dan raak ons net nog banger. Of as jy mondeling moet praat, dink jy net heeltyd, o, hierdie kinders gaan voor my staan, hierdie mense gaan vir my kyk. Dan vergeet ons, soos Janu gesê het, Jesus is by ons. Hy is altyd by ons. Hy los ons nooit nie. Al sien ons hom nie, hy is altyd daar. So julle kan dit uitdeel, julle gaan elkeen een kry. As ons bietjie te min is, kan ons net nog afrol. So julle moet hom nou net uitknip. Maar
dis dit help om die ene boop om te sit, en dan kies jy iewers net, dan trek jy die twee lijntjies so met 'n potlood, en dan knip jy dit uit, dat hy presies daai grootte is. Ok, so julle gaan verder hieroor gesels, julle kan nou gaan na die saal toe, maar onthou, soos Janu gesê het, Jesus is altyd by julle. Ok, julle kan nou saal toe gaan, sê. Hey. So mense het nou so vanoggend ook gehoor weer, daar's verskillende maniere hoe mens hierdie lewe kan lewe. Een is, jy's heeltyd bang. Jy's bang, gedurig bang en angstig. Dit is eintlik wat jou lewe beheer en beïnvloed en bepaal. Alles gaan net word beïnvloed deur vrees. Maar in Psalm 27 hoor ons, ja, daar is goed wat ons bang maak. Daar is soms gevare, daar is soms moeilike situasies, maar daar is 'n alternatief. En die alternatief is om die Here te vertrou, ten spyte van daai goed. En vandag wil ek ook net eintlik met ons vir die Here vra, help ons daarmee. Want ons kan nie self, ons kry dit nie sommer net self reg nie. Ons kort hulp, ons geloof moet versterk word. Veral as ons nou kyk en nadink bietjie ook oor die land waarin ons woon. Ons gaan bietjie net na van die goed kyk. Maar kom ons bid saam voor ons hierdie Psalm lees. Here, ons kan net vir U dank dat U vir ons sorg, dat U omgee vir ons, dat U lief is vir ons. Ons kan net dankie sê vir U genade. Here, alles wat ons het en kry, is net uit genade. Dankie daarvoor, Here. Here, ons leef in 'n mekaar wêreld, ook in ons land is daar baie dinge wat ons bang maak en bekommerd maak. Here, maar vandag wil ons bid, help ons om nie daarin net vas te kyk nie. Ons moet ook nie dit ontken nie. Daar is uitdagings, beslis. Daar is gevare. Maar dit moet nie vir ons groter raak as U nie. Soos Janu ook vanoggend vir ons gesê het, Jesus is altyd by ons. Dis ons wat soms wegbeweeg of wat vergeet. Help ons vanoggend, Here. Bring ons weer op die regte pad. Help ons om weer op U te fokus en kom versterk ons geloof en vertroue. Die Heilige Gees gee vir ons daai, help ons, gee vir ons, versterk ons geloof, gee ons krag. So ons bid daarvoor. En waar ons uit U woord uit gaan lees, bid ons ook dat U daardeur met ons sal praat en ons sal vorm. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die opskrif van hierdie Psalm is nou in die 1983 vertaling is: Die Here is my lig en my redder. Van Dawid. Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teestanders en my vyande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. Al sou 'n leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe, om daaroor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompetgeklank my offers bring. Ek sal 'n lied sing. Ek sal sing tot die eer van die Here, terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my. Luister tog na my, Here, as ek roep. Wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat U gesê het. Julle moet my kom dien. Ek is hier om U te dien.
Here, moet U tog nie vir my verberg nie. Moet my tog nie wegstuur, terwyl U nog toornig is nie. Want U was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie. Want U alleen is die God wat my red. Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Leer my U wil, Here, en lei my op 'n gelyke pad, sodat my vyande nie hulle sin kry nie. Moet my tog nie oorgee aan die venyn van my teestanders nie, want daar staan vals getuies teenoor my, en hulle blaas geweld teen my aan. As ek daarom nie geglo dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Vertrou op die Here. Dit kan ook vertaal word met wag op die Here. Wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou, wag op die Here. Ons lees net tot so ver. Ons lees hierdie Psalm net vanoggend. So, ek het nou 'n bietjie gaan kyk, ons leef in 'n gebroke wêreld. Daar's verskriklike goed wat gebeur ook in ons land. Eintlik hoef ek nie veel daaroor te sê nie, want ons almal weet dit eintlik. Ons as jy net die nuus kyk, dan gaan jy gereeld sien hierdie verskriklike goed wat gebeur, geweld, misdaad, korrupsie ensovoorts. Dit kan mens nogals negatief maak. So ek het bietjie gaan kyk, en nou die mees onlangste statistieke in ons land was daar van Oktober tot Desember 2024. Eintlik nou 'n bietjie iets positiefs. As mens kan sê dis positief, daar's 'n verbetering. 'n Stewige 757 minder moorde het plaasgevind as in dieselfde tyd, 'n jaar gelede. Maar nog steeds, al het dit nou verbeter, is die statistieke nog steeds baie erg in terme van moord. Daar word steeds 77,3 mense per dag in ons land vermoor. So dis verskriklik baie, dis erg as mens daaraan dink. As een dag verbygegaan het, is 77,3 mense vermoor in ons land. So dit is eintlik ook 'n oorlogsone, kan mens sê. Dit is baie erg, dit is verskriklik. So dit beteken dat elke uur, ons gaan nou omtrent vir 'n uur hier saam wees, so in hierdie verloop van die diens, gaan al bietjie meer as 3 mense sterf. Dit is verskriklik. Elke uur sterf al bietjie meer as 3 mense in ons land. As dit nou kom by verkrachting van vroue, is 11.803 vroue verkragt in 1 kwartaal. Dit kom neer op 131 per dag, of bykans 5.5 elke uur. So is net verskriklik as mens die goed hoor. Dit is wat om ons plaasvind, dis wat om ons gebeur. Dit is 'n realiteit. Nou, ons almal is met tye bang. Hierdie tipe goed en ander tipe goed kan ons bang maak. Kan die angs in ons wakker maak. Veral as mens heeltyd op dit fokus, dan gaan jy heeltyd bang wees. Dalk is die verhoging in die BTW is mos nou op met 0.5% hierdie jaar. Dalk maak dit jou bang, want jy besef nou alles gaan duurder raak en dit gaan reeds moeilik. En volgende jaar gaan dit nou nog op met 0.5%. So daar is sulke goed wat gebeur. Die 1 Maart was 'n Saterdag aand, is een van ons lidmate, hulle gesin, daar was 'n boef wat in hulle yard gekom het, 'n skelm, en hy wou hulle beroof het, maar ons is baie dankbaar dat die Here hulle beskerm het, en die persoon het nie wapens gehad by hom nie, maar hy toe weggekom. Maar was sulke goed gebeur, mense wat jou kom aanval, of wat inbrake maak, of daar is mense in die gemeente wat dit al deurgeloop het, waar klomp goed gesteel is ook. Oom Benny gaan 'n bietjie praat oor die ander pastorie, maar hy is verkoop, maar in die tyd wat hy nou stil leeg gestaan het, was al 3 keer ook skade aangerokken. Pype wat gesteel is en die watermeter, toe het mense deur die dak ook probeer inkom
en die krag geknip en die alarmkabel. So sulke goed gebeur. As mens net op dit fokus, gaan jy baie negatief wees. Gaan jy baie wanhoopig wees en in vrees lewe. So dit is een gevaar. Mens hoor party mense kla heeltyd en is net bang en hier is eintlik vir hulle geen hoop nie. Nou in die week vra 'n kinderhuiskind vir my, dink ek, daar is hoop nog, hoop vir 'n toekoms in ons land. Nou, afhangende van waarop jy fokus, gaan jy beantwoord. As jy net kyk na hierdie goed, of net na ons leiers, of die politici, dan gaan jy dalk sê, nee, daar is nie 'n toekoms, of daar is nie eintlik meer hoop nie. Maar as mens onthou, die Here is steeds teenwoordig. Ons aanbid 'n lewende God. Die drie-enige God is aktief betrokke en steeds aan die werk, besig om herstel te bring, om mense te verander. Besig om dinge reg te maak. Ons is op pad na God se goeie toekoms toe. Dan weet 'n mens daar is nog steeds hoop. God is steeds in beheer, al lyk dinge so nou. Dit sê vir ons, daar is hoop. Mens sien ook goeie goed, mens hoor dit nie altyd in die nuus nie, maar daar is ook hoopvolle goed wat vandag nog steeds gebeur. So mens moet bietjie dink, die mense aan wie jy jou blootstel, op watse narratief fokus hulle heeltyd. Is hulle heeltyd negatief en kwaad, hooploos, of vertel hulle 'n alternatief? Die Here is steeds in beheer, hy's met ons, daar is hoop. Ons het 'n goeie toekoms waartoe ons op pad is. Sulke tipe goed. So daar is 'n alternatief. Hierdie uitdagings en probleme moenie ons hoofrealiteit raak nie. Die hoofrealiteit is, die Here is steeds met ons. Hy's aan die werk, ten spyte van hierdie goed. So ons dien 'n lewende God. Hy's besig om sy koninkryk te laat kom. En hy nooi ons om saam met hom te werk. Ons kan ook hierdie goed van God se toekoms nou al iets laat sigbaar maak van. As ons lief hê, as ons omgee, as ons mense ondersteun, dan wys ons mense iets van God se toekoms. So 'n mens kan kies, ek wil maar al slegter maak, afbreek, of ek wil saam met God werk. Waarmee is God besig en hoe sluit ek daarbey aan? So ons kan weet, God is besig, hy werk. Jesus is steeds die Here en hy steeds hier. Ons moenie, as ons omstandighede moeilik is, dink God is weg, hy het ons gelos, ons is op ons eie nie. So in hierdie Psalm vanoggend, dan begin Dawid in die eerste 6 verse, dan hoor mense ons belydenis van vertroue en sekerheid. Hy, ten spyte van sy uitdagings, vertroue, weet hy die Here is met hom. En dan in vers 7 tot 14, dan op grond van hierdie, wat hy gesê het, hierdie vertroue, dan bid hy, dat die Here hom sal help en beskerm, in moeilike omstandighede. Maar hy doen dit met hy wete, hy kan God vertrou, hy is met hom. Dan bid hy en hy vra, Here, uit genade, help my. So daar was gevaar, daar was teenkanting, mens hoor dit in hierdie gedeelte, daar was vyande, mense wat hom teengestaan het. Dit was nie maklike omstandighede, maar ten spyte daarvan het hy geglo, het hy vertrou. En dis omdat hy onthou het, wie is die Here? Hy het onthou die Here is sy lig, die Here is sy redder, die een wat hom red, die Here is sy toevlug. Mens hoor baie mooi beelde in hierdie Psalm ook, wat mens kan help as jy in 'n moeilike tyd gaan. Al gaan dit moeilik, is die Here nog steeds die lig. Is hy nog steeds die een wat ons red. Is hy nog steeds ons toevlug. Dit is nie net so as dit goed gaan. En dis die groot gevaar, ons kyk maklik vas in ons omstandighede. Dit neem oor. So Dawid het geweet en hy het onthou wie die Here is. Dit is een ding, hy het dit onthou. En in 'n krisis kon hy daarin vashou. So dit het hom gehelp om nie oorweldig te word deur die vrees en die angs nie, want hy het geweet hierdie vyande, hulle kom vir my, hulle soek my. So hy ontken nie dit nie, hy praat oor dit, maar hy ten spyte daarvan sê
daar's 'n groter realiteit. Die Here is met my. Ek kan op hom staat maak. En dis nogals vir my treffend hierdie vers 2 en 3, hierdie ten spyte van, of hierdie nogtans, wat mens hoor by Dawid, nogtans, ten spyte daarvan, nog steeds gaan ek die Here vertrou. So hy sê, as misdadigers op my afstorm om my dood te maak, as hulle al reeds op my afstorm om my dood te maak, my teestanders en my vyand, dan is dit juis hulle wat struikel en val. Hy glo die Here sal hom help, al begin hulle met hulle dinge, as hulle al op hom afstorm. Al sou 'n leer teen my stelling inneem. Dit is nogals erg as jy moet dink, hier, daai army begin nou al stelling inneem teen jou. Nog steeds, al weet hy dit, al sien hy dit, sê hy, sal ek nie bang word nie. En dan verder, selfs al sou die aanval op my begin, dit begin al, dan sê hy nog steeds, sal ek nog steeds vertroue hê. So al sien hy hierdie goed, al lyk dit vir hom heeltemal anders, soos hier is die gevaar al, ek sien dit, sal ek nog steeds vertrou, sal ek nog steeds nie bang wees nie. So ten spyte van wat hy met die blote oog sien hy met sy geloofsoog verder. Hy weet, hy is nog steeds bewus van die Here. Hy sal daar wees vir hom. So dit tref my nogals. So Dawid vertrou nie net die Here as die omstandighede goed is. En dit kan hy net doen omdat hy 'n lewende verhouding met die Here het. Dis nie uit homself uit nie. So die vraag is, waar het jy al God vertrou ten spyte van die omstandighede? Al was jy dalk bang of onseker. Dit is iets om oor na te dink. Jy kan daai slide wys, Luke, asseblief. Hoe het jy al God vertrou ten spyte van moeilike omstandighede en uitdagings? Partykeer is dit juis in daai tye wat mens besef, ek het net vir die Here. Ek kan hom, ek moet hom vertrou. En dit help my ook weer vorentoe as al weer moeilike tye kom. Ek het die Here vertrou, hy het my gehelp, hy het my nie gelos nie. So dis baie belangrik, waar soek ons hoop? Is dit by onsself? Is dit by die regering? Is dit in ons geld? As dit daar is, gaan dit nie vir ons regtig help nie. Dit is baie wisselvallend. Ons hulp kom van die Here wat alles gemaak het. Maar nou hoor mense in vers 4 tot 6, daar's 'n skuif na die tempel toe. En hier is 'n baie belangrike ding in hierdie verse. Want ons hoor by Dawid, daar was iets wat vir hom 'n prioriteit was, iets wat vir hom baie belangrik was. Hy het dit met sy hele lewe nagejaag. Dit was iets, 'n wens vir sy lewe, wat hy iets wat hy regtig voor gewens het. Mense kan nou baie dink oor ons begeertes, wat is regtig 'n begeerte in jou lewe? Wat wil jy graag hê moet gebeur? Wat is vir jou 'n prioriteit? Maar vir Dawid was dit om sy hele lewe lank in die Here se huis te mag woon, om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. Dit was vir hom regtig, dis een ding wat hy hier uitlig. Dit was regtig vir hom belangrik. Nou dit beteken nie hy wil in die tempel gaan bly het nie. Hy wil nou daar vir hom 'n blyplekkie inrig nie. Dit beteken hy wil gereeld daartoe kom. Hy het die Here nodig. Hy wil gereeld die Here gaan aanbid. Hy wil gereeld 'n ontmoeting hê met die lewende God. Hy kan nie daar sonder nie. Hy wil in God se teenwoordigheid wees. Dit was vir hom regtig noodsaaklik. En hy het dit nagejaag. Want dit is wat hom gehelp het om gereeld ook daartoe te gaan. Dit is 'n goeie geloofsgewoonte wat hy gehad het. Dit het hom gehelp as hy uitgaan in hierdie wêreld en hy sien hierdie verskriklike goed en gevare. Dan weet hy nog steeds die Here is met my. Dit het hom gehelp, dit het sy geloof versterk. Dit het sy vertroue versterk. Dat hy selfs ten spyte van sulke goed kon bly glo en vertrou. So vir ons is dit ook 'n herinnering. Mense geloofsgewoontes is baie belangrik.
Ek het dit al 'n paar keer genoem ook hierdie jaar, maar mens kan nie daarby verbykom nie. As 'n mens soos Dawid wil bly glo en vertrou selfs in moeilike omstandighede, dan moet jy goeie gewoontes hê. Self op jou eie. Jy moet die Bybel lees, jy moet bid, jy moet ander mense gaan dien. Dis alles gewoontes wat 'n mens ook help om in 'n verhouding met God te lewe. Jy leef nie net vir jouself en jy vergeet van die Here nie. So persoonlik is al goed. Goed, ruimtes waar jy skep, waar jy jouself in die hande van die pottebakker plaas as klei, om jou te verander. Dit is maar net wat 'n gewoonte is. Dit skep 'n ruimte waar die Heilige Gees ons kan kom verander. Dis 'n ruimte waar ons weer op die Here fokus, waar ons heroriënteer. So mense het dit nodig. So word ons geloof versterk. So word ons vertroue versterk. Maar daar's 'n ander een ook, en dit is 'n gesamentlike gewoonte. Soos vanoggend. Mense moet ook saamkom en die Here aanbid. Hier is die Here ook teenwoordig. En ons word gevorm en verander en ons kry krag. Ons kyk weer in die regte rigting. Dan gaan ons weer in die wêreld in. As mens dit nie het nie, gaan dit jou lewe beïnvloed. Partykeer sit mens dalk hier, mens voel dalk die boodskap was dalk nie vir my nie, of het hier regtig iets gebeur. Maar die Here is teenwoordig. Hy is aan die werk, hy vorm ons. En dis as mens gereeld dit doen wat 'n mens begin sien, ek verander. Ek raak meer soos Jesus. My geloof raak sterker. So as mens nader aan die Here wil kom, moet jy kyk, hoe rig ek my lewe in? Dit hoor ons by Dawid ook. Dit was regtig vir hom belangrik. Hy wil by die tempel uitkom. Hy wil die Here aanbid. Hy wil daai ontmoeting hê met die Here. Dit was nie maar net 'n bysaak in sy lewe nie. Daarsonder kan hy nie. So dis ook vir ons die uitnodiging om goeie gewoontes in plek te sit. Mens kom nie maar net kerk omdat jy voel jy moet nie, maar jy kom omdat jy besef ek kan nie sonder die Here nie. Ek is afhanklik van hom. Hy moet my kom help. Ek kort sy genade. Dit inspireer mense ook om te kom. En die tempel was moontlik ook 'n veilige plek waar jy nou kon vlug dalk van vyande af. So Dawid sê ook dat in vers 5 tot 6 hy glo die Here sal hom beskerm in die tempel. Hy sal vir hom help. Hy het reeds ook uitgesien daarna dat hierdie oorwinning gaan kom. En hy sê hy sal sing en hy sal die Here eer. Hy gaan die Here dank vir daai oorwinning. So hy sien dit nog nie met sy blote oogie, maar hy weet die Here sal hom help en die Here sal hom beskerm. So mens hoor hierdie geloof en vertroue. En dan in vers 7 tot 10, dan bid Dawid, dan vra hy vir genade, dat die Here hom in hierdie krisis sal help, dat hy sy gebed sal verhoor. Hy kort daai genade, so hy vra daarvoor, hy bid daarvoor. Hy weet, al vertrou hy, is dit nog steeds net genade, uit genade wat die Here hom sal help. Dis nie dat hy dit verdien of wat nie, hy vra daarvoor, uit genade, dat God hom sal red en beskerm. Maar hy bely ook, dat God altyd sy hoop was. So hy dink ook terug, God het my nog altyd gehelp, so dit help my ook nou, hy glo hy sal daar wees vir hom. Hy sê dat God is alleen die een wat hom red. En hy sê dan ook 'n baie treffende ding, selfs al help sy naaste mense, sy familie hom nie, sy ma en sy pa, eintlik al verlaat hulle hom, sal die Here hom nie los nie, sal die Here nog steeds vir hom sorg. Meer letterlik sal die Here vir hom aanneem. So, hy sê al los almal my, al is ek heeltemal alleen, al voel ek magteloos, die Here sal daar wees vir my. En dit kan ons ook weet. Ons is nooit regtig alleen nie. Ons is net nie altyd bewus daarvan dat die Here nie met ons is nie. Dat die Here met ons is. Ons is net nie bewus daarvan nie. En dan in vers 11 tot 14 dan bid Dawid vir God se leiding sodat sy vyande nie hulle sin kry nie. Hy wil op die regte pad bly. Hy wil nie deel wees van
hulle skelm dinge en hulle jok, hulle is oneerlik, hulle is vals getuies. So hy vra dat die Here nie vir hom oorgee aan die vernyn van sy teenstanders nie. Hulle blaas ook net geweld aan, hulle lewer vals getuienis. Hy wil nie van God se pad afdwaal nie. So hy vra ook vir leiding. In die 2020 vertaling wat nou meer direk is, hoor ons die volgende: moet my nie oorgee aan die begeerte van my teenstanders nie, want vals getuies het teen my opgestaan en hulle blaas geweld aan. En Dawid het ook geglo hy sal die goedheid van die Here sien in die land van die lewendes. Dit is hoe dit meer letterlik is. Hy glo dit, hy weet dit. Maar dan eindig Dawid die Psalm met die volgende: vertrou op die Here. Meer letterlik sê dit, wag op die Here. Hy besef dit is deel van die ding. As jy die Here vertrou, beteken dit jy gaan moet wag. Jy gaan moet wag vir sy lig soms, of vir sy redding, vir sy uitkoms. Jy gaan moet wag om vir hom om jou te help. Dit gebeur nie altyd sommer net so dat mense situasie verander nie. So hy moedig so sy medegelowiges aan. Wag op die Here, vertrou op die Here. Moenie ophou vertrou nie. Bly wag op hom. Wees sterk. Hou goeie moed. Moenie dit los nie. Moenie op die verkeerde pad gaan en ingee nie. Dan sê hy weer, ja, vertrou op die Here. Wag op die Here. Hou aan daarmee. Dis wat ons ook moet doen. Ons kan maklik ongeduldig raak en voel, ag, ek het nou gebid, maar dit gebeur nie, so ek hou nou sommer op. Of ek dink nie daar's nie meer 'n uitkoms nie, want kyk hoe lank sukkel ek al. Dit is 'n groot gevaar, want ons is gewoond aan haste. Alles moet nou gebeur. Maar dit werk nie so met die Here nie. Op sy tyd gee die Here wat ons nodig het. Maar hy sien ons raak, hy hoor ons, hy weet wat ons nodig het. En hy's altyd by ons. So kom ons hou vas daaraan, maar kom dink na, hoe kan jy goed in plek sit wat jou help om te onthou wie die Here is, dat hy by jou is. Soos vir die kinders het ek nou hierdie gegee om hulle te help onthou. Dalk is daar iets wat jou ook kan help. Kyk na jou gewoontes, lees jou Bybel, bid, kom kerk toe en daardeur kan jy weet die Here sal in jou werk, in jou help, in jou bystaan. Kom ons bid saam. Here, die lewe is baie keer baie moeilik. Daar's goed wat ons regtig uitdaag soms en baie vrae laat vra. Ons hoor hier in hierdie Psalm hoe Dawid geglo het, mens hoor van sy vertroue. Sy vertroue het vasgestaan. Maar dit is nie al Psalm wat daar is. Ons hoor ook in ander psalms, soos in Psalm 22, hoe Dawid weer uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Dan worstel hy met die Here, dan voel die Here ver. In Psalm 13, nou hoor ons dit ook, dan vra hy weer baie daai vrae, hoe lank nog, Here? Soos, eintlik, ek kan nie meer nie, hoe lank voor U intree en my gaan help? Ons voel ook so met tye, Here. U weet dit. U weet dit is moeilik hier op aarde met tye. Daar's baie swaar kry, daar's baie goed wat ons soms bang maak. Here, maar ons kan na U toe kom en ons kan vra, help ons. Help ons om nie van U te vergeet nie. Help ons om U eerste te stel. Help ons om ons lewe in te rig, dat ons tyd met U alleen ook spandeer. Waar ons bewus word van U teenwoordigheid. Waar ons heroriënteer word na U toe. Want daar's baie dinge wat ons aandag soek, Here. Soms jaag ons van een ding na die ander. Help ons, Here, om tyd uit te sit, waar ons al die ander dinge net los. Help ons om tyd te kry, Here, en uit te sit, om kerk toe te kom. Here, party mense moet werk dalk, Here, en hulle moet nou op ander maniere so tyd inrig. Maar Here, ons kan nie sonder U nie. Ons bely dit ook vandag. Ons het U nodig elke dag. Op ons eie twyfel ons maklik en verdwaal ons maklik. Maar met die Heilige Gees kry ons hulp, die hulp wat ons nodig het.
word ons geloof versterk. Help ons om te onthou wat Jesus gesê het. So kom help ons, Here. Kom Heilige Gees, vorm ons. Help ons om op die regte pad te bly. Help ons om nie heeltyd op die probleemverhaal te fokus nie, maar op die hoopvolle verhaal, die ten spyte van verhaal. U is aan die werk, U is besig, U het ons nie gelos nie. Help ons om dit te glo, maar help ons ook, Here, om die goeie goed wat gebeur raak te sien, en self ook goeie goed te doen, hoopvolle goed. Daar's baie geleenthede, Here. As ons heeltyd gaan bang wees, gaan ons onsself afsonder en wegkry. Maar U stuur ons juis in die wêreld in. Ons is medewerkers van Christus. Ons moet sout en lig gaan wees. Here, dankie dat U ons wil gebruik. Ek bid, Here, vandag ook spesifiek vir hom Weiers Oosthuizen. Hy sal amper 3 maande in die hospitaal. Hy kry swaar, hy's gefrustreerd. Dit is 'n moeilike pad vir hom en sy gesin. Ons bid ook vir sy gesondheid, Here, en dat U hulle innerlik sterk sal maak. Maar so is daar ook baie ander siekes. Dalk party wie ons eers van weet nie, Here. Wees met hulle. Ook die wat voel hulle is alleen. Almal het hulle gelos, selfs hulle familie. Mag hulle voel en ervaar dat U by hulle is. Here, dankie vir U groot genade. Ek bid dit alles in Jesus naam. Amen. Daar's nou geleentheid vir die gee van die dankoffers en dan gaan daar 'n paar afkondigings wees. Dan gaan hom Benny iets sê net daarna.
Kom ons sluit net die oor. Here Jesus, baie dankie vir julle wonderlike voorreg wat ons het om hier te kan wees. Here, ja, wat ons het vandag, behoort nie aan ons, dit behoort alles aan U. En hierdie offergawe wat ons vanmôre ontvang het, as my net ons dankie sê vir U, Here. En ons wil net vir U vra, Here, dat U vir ons sal help, dat hierdie offergawe tot seën in hierdie gemeente aangewend geword. En ons vra dat net deur gebed, seëning en dank in U naam. Amen. Kom ons kyk gou na die afkondigings. Volgende Sondag, ons hier uit na die diens, koffie en tee, en dan sal dalk 'n eetdingetjie ook wees. Ons gaan met die afskeiding van Martin as koster, hy gaan nie weg nie. Maar Martin was baie lank by ons koster gewees en hy het die tyd neergelê. So kom sluit by ons aan volgende Sondag na die diens. Ek herinner maar weer aan die groente en vrugtemark daar op die Bybelhuis, volgende Saterdag wat nou kom. Jy het op die kommunikasie WhatsApp groep weer gesien, 'n fotootjie van die sirkel op die ritmes. As jy hom nou wil hê, skakel van ons die koste as R50 van een van hulle is nie met die skaf dit aan. Dit sit by die huis, so die elke dag aan kyk. Ons het 2 verjaarsdae, is Isabel Smit en ek sê my eerste verjaardag, ons sê baie geluk en ook allemaal wat in die week verjaar. Mag julle werklik in die nuwe lewensjaar die Here se liefde en sy vrede ervaar. As jy op die verjaarsdag nie op ons verjaardaglysie verskyn nie, of die datum is verkeerd, kontak asseblief die kerkkantoor sodat ons kan regstel. Op my gebedslys hierso het ek vir Beiersmoesluise, tot die Robbie toe juist in die gebed ook gevra, dat Heer my Beiers moet wees, Fanny en Veronica Anders, Bybelsklief en die skoetsers ook met hulle gesondheid. Ek sê bly Fanny is ook weer vandag by ons. Kom ons draag vir hulle aan die Here op, vir sy liefde en ook vir sy bystand. Ek by die deure so 'n lysie gekry, wat Janie uitgedeel van die bazaar, 17 Mei. Kyk maar daar so, al die inligting is daar so, as jy kan help, sit jy naam daar of gooi dit in die kollektesak, of jy by die kerkkantoor in, daar so afskeerstrook in die onderkant, jy sien ook daar, as jy dit kan, vir ons kan help, die benodigdhede vir die bazaar, die volgende knompie is daar so, koekmeel, reismeel, ensovoorts. As jy kan help, sê dit, byvoorbeeld baie dankie. Goeiemôre allemaal. Ek gaan nie lang wees nie. Dominee het eintlik gesê wat ek wou sê oor die huis. Van iemand nie weet nie van die Grootwesweg pastorie, Adrie Ostriba hulle uitgetrek en hulle het al in Desember, so die plek staan al leeg van daardie tyd af. Maar gelukkig ons het die mandatte, dinge het regtig maar vinnig geloop. Dit is moeilik om deesdae so 'n eiendom te verkoop, maar ons het Dinsdag gaan teken vir die registrasie, so binne 3-4 weke behoort die fondse dan ons rekening in te betaal. Ons het 'n bietjie skade gehad Vrydag weer, ek weet nie ook nie daar van die Vrydagmiddag net lekker gaan lê en rus. Toe bel hulle weer. Toe is daar weer in die agterplaas, maar daar was voorstelle, ons wou dat mense die huis oppas, maar is gevaarlik, want privaat mense het al gebied om dit te doen. Maar as iets gebeur, julle weet hoe dit gaan, dan moet jy versekering op so'n persoon se lewe hê, en nou ja, dit is die tegnische goed. Maar toen ek ekstreem geskakel en Atlas, hulle ry patrollie daar, en dis hoe die bure gesien ekstreem was daar, en net 'n ruk aan daar, toe sien hulle die persoon in 'n erg foto geneem, jy moet kyk vir uit so blou bilie, swarte blou en, maar wat besonders is, hy het 'n ligte breinbroek, maar hy het rooi skoene aan. So as julle rooi skoene sien, bel vir ekstreem, maar in elk geval vir hulle ook dank vir hulle diens. Dan gemeente, altyd praat ons oor finansies. Dit is soms so half in die preek ook uitgekom, as jy ook in sy gebed. Ons is afhanklik van die Here vir ons fondse.
En dit is nou die einde van die boekjaar, was Februarie. Dit het 'n bietjie moeilik gegaan hierdie laaste tyd, want ons moes nog dinge by die pastorie regmaak onvoorsiens, wat oor die R5.000. Met die skade aan die elektrisiteit was dit by die pype wat gesteel het, was dit R8.000. So die fondslag geloop het al, 3 maande het hierdie inkomste gehad op die pastorie nie. Maar ons is nog steeds dankbaar. Ons kyk nie terug nie, ons kyk net vorentoe. Hoe sê Mattheus 5, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is. En ons wil as kerkraad vir u baie dankie sê vir die wonderlike maandelikse dankoffer wat u gee. Die Bybel sê ook, gee volgens jou vermoë, ons vra nie daai ekstra's nie. En nou punt 5% klink vreeslik, as jy dit wil ondervraag van, as ons het groter sien. Maar, nou ja, daar is verhoogings, almal kry nie kwai verhoogings nie. Ons moes ook vir al die amptenare weer verhooging gee, maar ons is dankbaar as julle moet ook weet, die geld sal reg belê word, as die huis verhuur sou word. Dan sal ons amper wat dan met die belasting op die eiendom betaal is vir die agentkommissie. Dan kom ek min of meer uit op presies dieselfde as wat ons die huis sou verhuur, wat ons uitkry, as wat hy nou verkoop is. So die geld sal belê word op die regte manier, en julle hoef nie daaroor bekommerd te wees nie, maar eerlikwaar die Here voorsien. En as dit moontlik is, u ken die eie finansiële, en veral ons wat op aftrekorders het, ons is so goed, ons bly daar so by kostes, almal alles verhoog, maar kyk daar net, kyk weer eens, die Bybel sê volgens jou vermoë. So ons kom nie nou hier sakke leeg praat nie, ons is dankbaar. Ons gemeente kan 'n organiste bekostig. Ons kan 'n koste, 'n skripa en 'n leraar bekostig. Van ons fondse gaan na die synodale fonds vir hierdie gemeentes wat nie eers 'n predikant kan bekostig. En uit daai fondse word dit gedoen. So die geld word gebruik om die koninkryk van die Here uit te brei. Ons sê vir die baie dankie vir die wonderlike wyse wat ek nooit gedagte. Ons is al 51 jaar in die gemeente en nog altyd het die Here hierdie gemeente gedra en so sal dit ook in die toekoms wees. So baie dankie vir u wonderlike bydrae. Baie dankie. Ek wil net noem, ek het genoem van die Imagine Kamp al, so ek wil net weer dit noem, die 4de tot die 6de April. Jy kan, tieners kan inskryf tussen 13 tot 18, maar ook ouer mense, volwassenes, jong volwassenes, jy kan uithelp daar, of jy kan 'n klein groep leier wees, of jy kan bid vir mense, of net ondersteun as hulle wil praat met iemand. Ek het inskrywingsvorms, so kom net na my toe na die tyd hiervoor as jy wil. Daar is al klaar 'n paar kinders en so wat wil gaan. So ja, dankie ook vir mense wat al gesê het, hulle sal iemand borg, 'n kind borg om te kan gaan. Dit help ook baie. En ons is net dankbaar vir die Here, soos om Benny gesê het, hoe hy voorsien en vir ons sorg, baie jare al. Kom ons sing die lied op berge en in dale, ons staan, ons sing vers 1 en vers 4 van hierdie lied saam. Oh
ontvang die seën van die Here. Julle kan weet dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle sal wees en bly. Amen. Dan sing ons gaan dan heen.